ons as elders het regtig gevoel in ons hart dat die Here met ons praat, nie net hierdie jaar nie, maar dat dit vir altyd so moet wees, dat intersessie, gebed, 'n belangrike ding is, 'n deel is. En met Dion Hokkie en sy seun wat hier kom kuier het, neem julle saam, daar was meer attent en erns gemaak daaroor dat ons regtig op ons knieë sal wees. Want die visie van hierdie gemeente is, Koninkryk van God, elke mens. Koninkryk van God in elke mens, en ons doen dit hoe? Deur toerusting, aanbidding, wat natuurlik gebed ook insluit, en omgee. Ons elders het 'n vergadering gehad hierdie week, en ons het so 'n bietjie dit meer na die lyf toe gebring en gesê, we love God, and we love God's people. Amen? Is dit so? Dit gaan nie oor die siel nie, dit gaan oor die mens ook. We love God, and we love His people, and we want to make disciples. En dis nie waar dit stop nie. We want those disciples to become disciple makers. Want elke jaar gaan ons jou net moet swing weer. En elke keer as Dion Hokkie kom, steek ons weer die handjie op. Die Vader wil hê dat hierdie gemeente deur gebed by 'n plek sal kom dat ons disipelmakers gaan kom, want onthou die karre gaan in en ons gaan mense moet care voor, toerusting, aanbidding en omgee, en ons moet mature wees in die geloof, en dit is waarvoor dit is. En niks gebeur as daar nie gebeur. Amen. Goed. So ons glo regtig dat ons die mandaat het in hierdie dorp, uniek spesifiek dit, saam met die ander unieke doele en purpose van die ander gemeentes, om die koninkryk van God uit te brei. Amen, dankie. Maar die probleem wat ons het hierso is natuurlik korrupsie, wigtyd. Mense gaan dood sonder die Here. Huwelike en gesinne word mekaar uitgesit. Paul, ons sê Eina of Amen, ja? Eina, dankie vir julle twee, is dit nuwe, julle, daar is 'n vry koffie vir julle, vir alles julle, en vir elke 10de Amen kry julle 'n koekie ook. Ek gaan my preek, Amen. God se opdrag om die wêreld te bereik, het nie vervaag nie, dit staan nog. En ek en jy, die dag toe ons liggie aangegaan het hier binne ons harte, het dit gebeur. Ek en jy daai mandaat gekry, die koninkryk van God, kom in elkeen se hart. Ek het dit voorheen baie genoem en ek noem dit weer. Niks in die sienlike gebeur as daar iets in die onsienlike verklaar word nie, goed of sleg. Ek gaan dit weer sê. Niks in die natuurlike wat ek en jy kan sien, gebeur as daar nie in die onsienlike, die bonatuurlike, die geestelike realm iets gebeur nie. En daarvoor, die goeie kant daarvan, dit is gebed. En die Vader soek regtig, soos ek ook gesê het, dat ons nie uit discomfort uitbid nie, maar dat ons van 'n posisie bid oor verlore gaande siele. Dat ons vir God wys, die koninkryk van God kom eerste. As ons so bid en ons bid passievol vir verlore gaande siele, en ons bid nie daaroor nie, ons is passievol daaroor, en ons voel regtig jammer as ons Saterdagaande hoor, daar is 'n lekker musiek aan die gang tot laat in die oggende, en ons sê nie hulle syp weer en hulle wat nie. Ons kom met 'n ding van, Here, ek is jammer vir daai siele. Vader, ek bid dat daai mense inkom. As ons met daai attitude kom, bring daai deernis 'n massiewe gewig aan daai gebed. Massief. En daai gebed is die gebed van intersessie. Ek wil julle graag voorstel aan my toergeselskap. Hulle kan maar uitkom, my toergeselskap. Sy. Daai twee is die evil ouetjies, maar moenie vir hulle groet nie, jy moet nie met hulle acquainted raak nie. Kom maar. Kom ons klap 'n bietjie hande vir die man, hulle het hard gewerk. Wat evil lyk, jong, daar's nie mooi nie. Daar sy. Hulle het mos die Passion of the Christ gesien, en hulle weet mos hoe lyk daai. Goed, ek wil graag vir julle vandag verduidelik hoe werk die gebed van. Dit is goed dat 'n mens dit visueel, profeties kan sien. Want elke keer as jy nou gaan bid, want stem nou saam met my, wie van julle sit hier, wat weet dat daar 'n familielid is, dat daar 'n vriend, dat daar mense by jou werk is, wat ongered is? Steek my hand. Almal van julle. Vraag jy vir ek
Julle gehoor ek wou gaan, maar toe my vrou. Ons gaan nie vra wie weet hoe om 'n gebed te bid nie, maar vandag gaan ons leer om dit te doen. Jy gaan op jou selfoon binnekort gebed kry op jou selfoon. Hy gaan nou op die skerm wees. Ek wil nie die aandag aftrek nie. So, wat ons toneelspelers, die akteurs is, hier is ons evil mensies. Kom, ek wil hy tongetjie sien. Sy. Hierdie is my vriend German, wat ek na die Here toe wil lei met al my beste vermoëns en al my goedjies, want die Here het in my lewe gekom, my hartjie, die liggie skyn. Kan julle dit sien, my liggie skyn? Hier is die Vader, en die Vader het 'n lig ook wat skyn, maar hy het ook 'n oordeelkant. Vader is regverdig, hy het die sondaar lief, maar hy haat die sonde. So die sonde gaan geoordeel oor word, as julle nou gaan sien. Hier is my engele van die lig. Maar as gevolg van geen intersessie, in ons dorp min, is hulle ry op die dorp gedraai. Daar's hy. Lyk my ons het almal se aandag. Nou wat gebeur is, ek en German stap 'n pad. Hy werk saam met my en ek het my beste probeer, ek het hom kerk toe probeer lei, maar German, hy wil nie. German wil nie. German, saam met my kerk toe. Here is lief vir jou. Kom saam my kroeg te sê vir my. Nee, ek is nog nie sterk in daai een nie. Ek gaan bang ek gaan verlei word, maar German, regtig die Here is lief. En German wil nie, en German is besig om weg te dryf te word. En as gevolg van verkeerde keuses, kom die evil spirits en die vyand en hulle beheer German weg van die Here af. En die Here se lig van liefde en van waarskuwing skyn op hom. En hulle is besig om wat te doen met hom. Hulle gaan hom verblind en hulle verdoof hom. Dis wat die vyand doen. Die vyand kom en hy verblind en hy verdoof jou. Sodat jy wat nie kan hoor nie. Oeg, my kleinkind huil ook daaroor. En nou kom ek as intercessor, en dis wat intersessie beteken, ek staan tussen beide, die rooi lig en die skerm, en ek kyk na die Vader, en ek sê, Vader, in Jesus se naam, kom ek hier as 'n skoongewaste kind van Jesus, van U, en my hart is skoongewas deur die bloed van U. Vader, en ek bring vir German voor U, en as gevolg van die belofte, en hoor nou wat gebeur, oomblik ek sê die belofte van God, reageer die engele op God se woord, wat sê, Vader, U wil nie hê dat mense moet verlore gaan nie, maar wat hê dat alle mense gered moet word. Vader, ons bind die werke van die vyand is klaar gebind voor ek nog gebid het, en ons bind die werke van die vyand, Here, en Vader, ek laat die lig skyn op German, Here, en ons maak los wat die vyand vernietig het, Here, en ons bid vir geopende oë en geopende ore, sodat German kan hoor wat U wil sê. Vader, en ek bid vir 'n reddingskrag op German, en dat hy op 'n tyd in 'n stadium U sal aanneem. Here, stuur mense oor sy pad, dat hy U sal aanneem. Dankie, Here. Dankie dat daar 'n stadium kom, en kyk, sy hartjie skyn, en German het die Here aangeneem, en wat doen die engele? Is opgewonde. Lyk opgewonde, gee engele? Daar sê, kom ons klap hande vir die manne. Dankie Mimi, jy kan vorentoe kom, asseblief, baie dankie. Julle het klaar. Kom ons klap vir hulle hande. Kom ons klap vir hulle hande. Ek weet vir julle sê die preek is nie verby nie, hy begin nou eers, hoor. Daar gaan nou 'n gebed kom en Mimi gaan vir ons bietjie hierdie, kom ons wees nou ernstig. Die mense wat almal julle hande opgesteek. Daar's iemand die naam kom nou op jou hart op. Gebed gaan nou daarop kom op die skerm. Maak erns. Ons gaan 3 tot 4 minute kans gee. As daar 4 persone is, doen dit. Maar julle sal sien daar's 'n woordpersoon. Bid daai gebed in jou hart. Die gebed gaan op jou selfoon opkom dat jy hom kan hê om vir daai verlore gaande mense, kry julle daai skermpie reg? En dan bid vir Sunny, Kosie, wie ook al, en begin 'n gewoonte maak daarvan, sodat julle kan sien werk dit. Ons maak tyd saam met die Here. Dankie Mie. Jy wil 'n bietjie uitskuif en jy wil erns maak daarvan doen. Dankie Here.
Dankie dat ore nou oop en oë oop gaan. Daai persone nie en ek weet wat met hulle aangaan, Here. Dankie dat getuienisse gaan inkom net van hierdie oggend. Se gebede wat inkom. Here, mag hierdie 'n oefening word, 'n goeie gewoonte word in ons daaglikse gebeds. Dat ons vir U sal wys. Ons begin U hart aanneem, 'n hart vir verlore gaande siele. Dat ons meer sal bekommerd wees oor siele wat hel toe gaan, as gesonde siele wat hemel mis. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Mimi. Baie dankie. Dankie, Jan, jy gestuur op die kerk. Dankie, julle sal nou julle gebed op die kerker, julle kan my net so klein bietjie afskakel, ek dink hy's 'n bietjie hard daarso. So ek gaan vandag nie net oor die wagters praat nie, ek gaan oor die mure praat. Want as daar nie mure is, kan die wagters nie op die mure kom, is julle reg. So ek glo dat daar verhaal van Nehemia, gaan ek so bietjie, of ja, julle kan solank julle tablets en julle Bybels oopmaak by Nehemia 6. Ek gaan bietjie gesels oor mure, en wat se mure is dit? Die wat van julle wat afskryf, mure van unity, mure van beskerming, en mure van krag. Mure van unity, beskerming en krag. Julle moet verstaan, toe Nehemia daai muur gebou het, ons gaan nou die agtergrond 'n bietjie vertel, het hy die muur gebou om die tempel te beskerm, God se presence. Want Esdra het gegaan om die tempel te herbou, en die muur was nog nie daar nie. En die muur is gebou om die presence van God te beskerm binnekant Jerusalem. Maar ook die unity wat saam was, jy gaan nie 'n muur kan bou as daar nie unity tussen die mense is nie. So daar moet eenheid tussen ons wees, met 'n eenheid van visie wat sê, we love God, we love His people, and we want to see them grow up and be mature. Amen? And we want to see healing because of that maturity. Nie net eers healing en dan wat, maar die Here wil graag hê dat ons by 'n plek sal kom waar ons self mensies na die Here toe lei. So wat doen ons? Ons bou, die Here bou binne ons bou in mekaar in, en die Here wil uit ons uitbou, en dit is die mure wat ek vandag van gepraat. En net so 'n bietjie agtergrond oor Nehemia. Nehemia was 'n cupbearer, 'n skinker van die koning van Persië, hierso tussen 500 en 600 voor Christus, koning Artasasta. In Engels is dit iets 'n ander naampie, maar van Persië, vandag se Iran. Dit was hy die cupbearer omdat hulle in ballingskap was, maar hy self was nie in Jerusalem gebore nie, hy was in ballingskap gebore. Maar sy broer het teruggekom, Hanani, sê Hanani. Jy kan ook sê Hanani. Daar sê, kyk, jy sit die Amerikaanse en die Israeliete, hou van hy Hanani. Hanani het teruggekom met 'n paar manne van Juda af, en hy het hulle die boodskap vir Nehemia gebring en gesê, dit lyk nie goed daarin. Die mense sukkel, hulle word geterg en gespot, en die mure is plat. En as 'n stad se mure plat is jy bespotting. Dit beteken letterlik, jou koning sorg nie vir jou nie, jy is pateties, jy is 'n open target, jy is pateties, jy is 'n bespotting. En Nehemia het bedroef geraak, en hy het begin vas. Hoor daai storieetjie. Hy het begin vas, en as daar stappe mensies in jou lewe is wat die Here nog nie ken nie, is vas 'n goeie plek om te begin. Hoekom? Hy het die aandag van die Here gesoek en die aandag van sy hart, dat sy vleis swakker word en sy gees sterker word, en hy het begin bid. En wat het hy gebid? Hy het die sondes bely van sy volk. Dis 'n goeie plek om te begin. En hy het 'n belofte voor die Here gebring, gesê, Here, U sê, dat as ons 'n stry raak, en ons draai terug, dan sal U ons red. Vader, ek staan op daai belofte, dat Juda en Jerusalem weer opgebou sal word. Dankie, Here. 4 maande later, toe sit hy as cupbearer, en hy lyk lekker deprou. En koning Artasasta, en sy koning Hinkie langs hom, vra vir Nehemia, wat is fout, Boeta? Hy sê, nee, daar is niks fout nie. Intussen kwap hy van 'n geskiedgebed. Dit is nou my storie van die, gaan kyk, maar dit staan daar. Hy het van 'n geskiedgebed opgesit,
Maar wat geloud is van daai 4 maande terug se gebed. En hy sien hier's 'n kans en hy sê, ek voel sleg want Jerusalem se mure is verpletter en ek sal graag wil gaan om dit te herbou. En die ou sê vir hom, enige tyd. Hoe lank wil jy gaan? Wat het jy nodig? En daar kry hy 'n paspoort, permission en provision. Hallo daar. Kyk wat gebeur met antwoord van gebed. 'n Toestemming om te gaan, 'n krag om te gaan en voorsiening om te gaan om God se werk te kan doen. Die dag toe ek en jou se, waar's my liggie? Die dag toe ek en jy die Here aangeneem het ons 'n paspoort gekry, permission en provision. Amen. Julle gaan minder koffie kry. Daar's nie koekies vir julle twee nie. Ek hoor niks amens nie. Daar's hy. En daar gaan hy. En ons gaan nou lees in Nehemia 6 wat toe gebeur het. Okay, hier kom hy in Jerusalem aan. En net so by the way, Nehemia beteken God comforts. 70 jaar het almal ergens probeer om hy mure te herbou, maar hulle kon nie. Hier kom Nehemia 52 days. 52. Bou daai ding. Wat gebeur? Ek en jy moet bietjie meer vertrou op die comforter. En minder op ons eie insigte. Sodat werk baie meer effektief kan gedoen word. Daai mense het hulle eie kragte 70 jaar probeer opbou en elkeen voor sy eie plekkie en sonder unity. En hier kom Nehemia, die comforter. En hy bou dit binne 52 dae. Hy en die mense rondom. Kom ons lees saam. Nehemia 6. En toe Sanballat en Tobia en Gesem die Arabier ons ander vyande verneem dat ek die muur gebou het en dat daar geen skeur in oorgebly het nie, alhoewel ek tot die tyd toe geen deure in die poorte gesit het nie. So hy het gaan bou en hierdie vyande het gesien dat hierdie muur baie vinniger opgebou word as wat hulle gedink het dit is, maar die deure hang toe nog nie. Laat Sanballat en Gesem my weet. Kom laat ons bymekaar kom in een van die dorpe in die laagte van oh no. Sê bietjie oh no. Sê bietjie oh no. Dis eintlik oh no, maar ons hou nie van oh no nie. Ons sê oh no. Maar hulle het gemeen om my kwaad aan te doen. Toe stuur ek boodskappers na hulle toe om te sê, ek doen 'n groot werk. Sê dit. Ons doen 'n groot werk. Glo julle dit? Ja, in die Here, die koninkrykswerk. Ons doen 'n groot werk, sodat ek nie kan afkom nie. Hy sê vir hulle, ons doen 'n waarom moet ek die werk ophou, sodra ek dit verlaat om na julle toe te kom? En hoor wat doen die vyand? Nog 4 keer het hulle op dieselfde manier na my toe gestuur. En wat het hy gedoen? En ek het hulle op dieselfde manier geantwoord. Hou daai enetjie, haal hom aan jou oortjie. Daarop stuur Sanballat dieselfde manier vir die 5de keer. Stuur hy sy dienaar met 'n oop brief, vandag se taal Facebook. Hy sit dit op Facebook. Daar was geskrywe, die gerug gaan rond in Nehemia onder die volke en gasmoe. Jy en die Jode is van plan om te rebelleer. Daarom bou jy die muur en jy sal hulle koning word en dergelike dinge. Ook het jy profete aangestel om van jou en profete uit te roep en te sê, koning in Juda. En nou, sulke dinge sal deur die koning gehoor word, Artasasta. Gaan dit hoor? En jy het vir hom gejok. Jy moet nie lees nie, want ek praat nou. Ek gaan nou aan met die storie. Dis Openbaring 4. Okay? En hy sê, ek raak so opgewonde oor die storie man. En nou sulke dinge sal nie koning gehoor word. Kom dan nou en laat ons saam beraadslag. Kom ons gaan nou toe. Maar ek het hom laat weet, daar het nie sulke dinge gebeur as die waar jy van gespreek het nie, maar jy het dit self versin, want hulle almal wou ons bang maak en het gedink, hulle hande sal laat lê, of hulle sal swak word, sê een vertaling, sodat dit nie gedoen word nie. Toe bid hy, versterk my hande. En toe ek in die huis van Semaja, die seun van, wie van julle kinders dit seker name? Delaja, die seun van Mehetabel, kom, terwyl hy van ander was, sê hy, dis nou 'n vals profeet wat hy praat, laat ons saamkom in die huis van God, binne in die tempel, en laat ons die deure van die tempel toesluit, want hulle kom om die dood te maak. Ja, hulle sal in die nag kom om die dood te maak. Maar ek het gesê, sal 'n man so vlug, en hoe durf een soos ek in die tempel ingaan en in die lewe bly? Ek sal nie ingaan nie, want ek het duidelik gemerk dat God hom nie gestuur het nie, maar dat hy die profesie
oor my gespreek het, omdat Tobia in Sanballat hom gehuur het. Daarvoor was hy gehuur, dat ek bang sou word en so sou maak en die sonde doen, sodat dit hulle as slegte gerig kon dien om my smaadheid aan te doen. Vers 15. En die muur is voltooi op die 25ste van Elul, is 'n maand, 'n Joodse maand, en die in 52 dae. Sien ek jok nie, né? Daar staan dit. En toe al ons vyande hoor, het al die nasies rondom ons bevrees geword en hoor hierdie woord, neerslagtig gevoel, en hulle het erken dat hierdie werk deur ons God gedoen word. Kom ons klap hande vir die Here. Hè? Tot sover, hou daai gedeelte in jou kop. Jy wil sê, amen, amen. Goed, uit hierdie gedeelte kan ons 'n hele paar dinge sien wat die vyand kom doen het. Die vyand kom om sekere dinge te doen en hy wil graag hê in deur sekere strategieë wil hy ons graag 'n paar dinge terughou en van die God se werk hou. Die eerste taktiek was distraksie. Hè? Kom ons gaan na ou nou toe. Want hy wil sien die werk gedoen. Hoekom is hulle bang? Hulle weet die oomblik as daai muur opgesit word en die poorte, deure word gehang, kan hulle nie inkom in die stad nie. Kan hulle nie meer die plek bespot nie en kan hulle nie plek inneem nie, maar nou is daar 'n vesting wat hulle nou daar's twee vestings, God se vesting en die slegte vesting wat ek en jy moet afbreek, né? Maar hierdie vesting praat ons van die goeie vesting. So wat trek ek en jou se aandag af? Ons weet dit, sosiale media, die selfoon. Jy kan in enige plek in jou bakkie in 'n mielieland sit en dis jou kantoor. So daar's 'n goeie kant van distraksie ook, né? So ons aandag word afgetrek. Gisterand is ek besig om 'n preek voor te berei. Wie bel my? Rovyn. Ek dog jy nooi uit vir 'n braai. Ek sê hoekom? Hy sê in jou twee huise van jou af is die huis besig om af te brand. Verstaan jy? Distraksie, daar hardloop ons. Die ou se sleepwater in die brand geslaan en onder sy afdak, gelukkig kon hom uittrek, maar dit was toe 'n betaaljetjie. Maar ek het aandag afgetrek. Ek was besig met God se goeie werk. OK. Maar sekere van daai goeters het ons nie 'n keuse nie. Maar ek en jy moet altyd probeer navigate tussen hierdie besige plekke van ons. So ou nou se laagte kan 'n lekker besige plek wees van ek en jou. Ons kom by ou nou uit as ons regtig te besig raak en dis waar die vyand ons wil karniffel. Daar waar ons baie besig is, daar waar ons op 'n laagtepunt is as gevolg van siekte, as gevolg van 'n slegte nuus, swak verhoudings. Ou nou is vir almal van ons 'n plekkie wat ons moet voorpasop. So almal van ons kom by 'n plek uit waar ons in ou nou se hande se stryk kan val. Amen. En dis nou waar ons bietjie uit Nehemia se storie gaan leer. So eintlik wat ek en jy moet sê is, as ons daar by ou nou se vlak toe kom, dan sê ons, oh no enemy. Sê dit, oh no enemy. Ja, sê julle almal gaan koekies kry. So wat doen die vyand? Die eerste torring, wat doen hy? Hy stuur dit 4 keer. Hy kom 4 keer, 5 keer na jou toe en hy probeer kyk of hy jou kan roer. Hy hou nie op nie, hy hou aan en aan en aan en daar's 'n rede daarvoor en Nehemia gaan ons daai storie lees. So wat hy wil doen is, hy wil hê dat ek en jy in ou nou kom en dat ons wat maak, kompromie maak. En daar gebeur 2 dinge as ons vir die vyand luister. Eerstens, ons verloor fokus. Ons verloor fokus op God se goeie werk. En die tweede ding wat baie gebeur as gevolg van daai ou nou vlakte is, ons maak sonde. Ons bevrug die sonde. Ons bevrug die daad of wat ook al. En nou het die vyand wat? 'n klag teen ons. Hy het 'n wat? 'n ketting aan ons vas. En as gevolg van daai swak gerig of wat ook al, is dit 'n ketting wat ons vashou, shame and guilt. Shame and guilt. So elke keer as iemand sê, kom ons gaan bid saam, o nee, ek is nie goed genoeg nie, ek het by ou nou geflop. Elke keer as iemand sê, kom meld aan vir wat ook al, o nee, ek is 'n swak Christen. Of, jy sê dit eers, die vyand sê, hoe kan jy dit doen, as hulle dit gaan uitvind? So pas op vir die vlakte van ou nou, want almal van ons, soos die lewe gebeur, trek ons na ou nou toe. Die vlakte, die laagte van ou nou. Nie vlakte nie, laagte sê hulle, the plane of ou nou. En Vader wil hê dat ek en jy daar baie sterk gaan wees. Weereens, Nehemia gaan ons nou verduidelik hoe doen ons dit. En wat doen Nehemia? Eerste ding wat hy gedoen het is toe hy gekonfronteer is. Wat sê hy? Ek doen die goeie werk van God.
Hy verklaar dit, hy sê dit vir die vyand. Ek is besig met God se werk. Dit moet intentionele verklaring wees in jou huis. As jy daar by my huis kom, dan staan jy ek breek nou nie mense, maar dit kom ons wees prakties. Jy gaan 'n baksteen daar kry of 'n plaveisel wat sê in hierdie huis het ons die Here gedien. In hierdie huis besluit, ek en my familie dien die Here. Plak dit vas. Daai ou by die wie ook al, daai moslim wat in my spreekkamer kom, hy weet wie glo ek in. Dis daar teen my mure. Verstaan jy? Hoekom doen ek dit? Deuteronomium 6 sê dit. Hy sê, sit dit aan jou deurkosyne, in jou tandarts dak. Nee, hy het dit gesê nie. Julle verstaan wat ek bedoel. Doen dit mense. Hoekom? Dat jy dit self kan sien. Jy's gekonfronteer daarmee. God se presence is om sy woord. OK. Sy geskrewe, gesproke woord. So wat sê ou ding is, hy sê ek is nie skaam om die Here se werk te doen nie. Romeine 1 vers 16. Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Hoekom? Want dis krag van God vir elke mens. OK. So dis wat hy gedoen het. Ek is nie skaam te sê ek is 'n kind van die Here en ek staan in hierdie braaivleisvure en die man is besig om my af te trek na inhoud toe en ek sê ek is nie skaam nie. Boys, wat julle praat is non. Kom ons wees nou eerlik. Die rede kom hierdie dorp so lyk asof kom daai gesprek uit julle mond uitkom en ek en my julle hoor. Kom ons staan op man. Kom ons staan op. Wat doen hy nog? Hy stuur daai boodskap 4 keer vir hulle weer terug. Wat doen ek en jy as ons een keer gekonfronteer word? Ons is bietjie sterk in die Here, nou staan ons reg, en nou word ons volgende keer op 'n sagte manier gekonfronteer, en nou begin ons afwyk van ons compromise ons getuienis. Ons compromise ons getuienis, en die Here sê, moet dit nie vervaag nie. Moenie jou verduidelikings al meer uitrek nie. Baie keer dan bel mense, ek en Delly, dan vra hulle oor iets, dan wil ek en Adel nou lang verskonings vir hulle eindig gee, hoekom ons nie. Sê net, nee, dis die rede. Kom by die waarheid uit. Ja, dit gaan 'n ou seer maak, maar jy koninkryk sterker. Ja, sê. Ons moet begin opstaan vir dit wat ons in glo. Ons moenie ons autoriteit, ons vrymoedigheid wat ons het na die Vader toe, moet ons nie. Want dit voel jy voel soos 'n gebruikte lappie eintlik as jy voor die Here kom en jy het nou net eintlik die evangelie vervaag. Nou kom jy voor die Vader en jy wil nou hom aanbid, maar nou het jy hom eintlik verneek. Jy het nie voluit opgestaan. En die Here sê, een wat skaam vir my, gaan ek ook voorskaam. So ek en jy, nie, ons doen dit uit liefde uit, en as gevolg van from love, sal hierdie goeders reg gebeur. So ons moet geoefen bly daarin. Wat is die tweede wapen van die vyand? Intimidasie. Facebook, of wat ook al jy wil doen. Dit hoef nie Facebook te wees nie, maar die vyand kom, en hy kom met leuns na ek en jou toe. En hy vertel leuns daar buitekant van ek en jou. En daai intimidasie veroorsaak vrees. En vrees het 'n geneigtheid om ek en jou te verlam. En ons lam in die knieë te maak. En ons visie van heaven on earth blur dit. So intimidasie is aan die orde van die dag, elke dag in ons lewe. En almal sê, wat gaan die mense sê? So ek en jy moet pas op vir vrees, want hy vat vir ek en jou na 'n forbidden territory. Hy vat ons by 'n plek waar ons nie wil wees nie. Want as ek en jy vanuit vrees opry, gaan jy sonde doen. Psalm 37 sê dit. As gevolg van fear, it will end up in sin. Nehemia het dit self gesê. Hulle wou my bang maak sodat ek wat doen? Sondig. Hoekom? As jy bang is en jy maak keuses, is die kanse 100% dat jy 'n verkeerde keuse gaan. En jy gaan in die gemors beland. Dit is sonde. Dit is sonde. Die Vader wil hê ek en jy moet nie daai ding mis nie. Dis hoekom dit so belangrik is, boeties en sissies, dat ons tyd Vader hanteer. That we are entrusted and accompanied by spirit, reborn, spirit-filled people elke dag, dat ons onsself bekragtig in die Here, dat ons saam met die Here tyd spandeer, dat ons sy hartklop kan hoor, dat ons sy gemoed kan ervaar, dat ons kan sien waartoe ons moet gaan. Woensdagoggend, julle is baie welkom, en prys die Here vir maandag se manne wat opgedaag het, en die manne wat nou gaan kom môre aand ook. Ons spreek dit in geloof, want die mure moet herbou word, en ek sê nou vir julle, die Here sal vir die res sorg. Bid vir die verlore gaande siele, wys
kom nie net bid nie, moet dit nie uit, ja, 'n goeie gewoonte is so, maar ons moet by 'n plek kom waar ons eerstens dink aan, daar gaan 'n siel hel toe nou. Of daai siel kan, maar hy leef nog. En as 'n man nog leef, kan daarvoor gebid word. En as ons met daai attitude kom, gaan die dorp uitgesort word. Klaar. Yes, ons het Hannes nodig. Dis reg. Asseblief, Hannes werk nie vir die munisipaliteit nie. Moenie met hom lelik wees op die foon nie. En ek gaan nie vir Hannes vra om op te staan nie, want hy's nie hier nie. Ek sy selfoonnommer gaan nou op die bord kom. En wat is die derde ding wat hy doen? Hy gebruik tot kerkmensies, sogenaamde mensies, om ek en jou in 'n veilige plek te gaan vat en ons weg te vat van die Here se werk af en ons so ook bang te maak en vir ons dinge te vertel en ons van koers af te gooi. En ek wil net graag hierso sê, onthou hierdie is levels hoe die vyand werk. Hy kom nie as 'n hy kom baie keer as 'n engel van die lig. Hy meeste van die tyd kom hy. Maar as jy nie antwoord nie, kom hy op 'n meer gespesialiseerde plek om jou te tackle en daar gaan God se woord nie help nie. Wat daar gaan help is vorige ervaring saam met die Here. Jou vorige ervaring saam met die Here gaan jou in tye waar hy stil is, uittrek uit die moeilikheid uit. Kom ek gee vir julle 'n geheim. As ek nog in die ek is nog hier. Ek mag tot hier gaan. O, hier's die kolletjies. O nee, dit is nie my kolletjies nie. Dis die dansers voor die tyd. Hier's die, ek check vir jou ook, Boetie. Hier kom die ding. Ek moet hom mooi uitwerk. OK. Sekere tye gee die Here vir ons 'n antwoord sodat ons in 'n rigting kan gaan. Jy julle saam. Ons hoor by die Here, hy gee vir ons 'n antwoord en ons gaan in 'n rigting. Maar partykeer soek hy dat ons dit eers doen, dat ons in 'n rigting ingaan en dan kom die antwoord. Hoe weet ons dit? Ons sien dit in Nehemia. Nehemia word deur hierdie ou ingetrek en uit sy vorige ervarings kom hy, maar hierdie klink nie lekker nie. Dit klink nie kosher nie, letterlik Joods, né? Dit klink nie kosher nie. En dadelik kry hy revelation van die Here af, maar hierdie is 'n valse profeet. So die Here het gewag dat hy weg uit 'n rigting uit beweeg en toe gee hom 'n revelation. Hierdie is 'n valse profeet. Uit vorige ervarings het hy daar sterk gestaan. So moenie huil. Count it all joy when all kinds of trials comes your way. Why? Because it's a time for learning, getting mature in patience and in provision. Want die Vader sê, as ek en jy in daai trials deurgaan, sal die voorsiening op die einde kom. Amen? OK. So, ons is amper klaar. So hier is 'n verkorte weergawe van Matteus 6:33. Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dan sal al hierdie ander dinge waaroor jy bekommerd is in Lichtenburg uitgesorteer word. Hier sê hy in my taal, laat ons getrou wees om die werk te doen. So dis wat die Vader verwag. Bou die mure, wees die wagters op die mure. Bou die mure, wees die wagters op die mure. Wees getrou in die koninkrykswerk. Wat aan ons toevertrou is. Die dag toe my liggie aangegaan het, is daar binnekant my 'n DNA van 'n boodskap van alles binne in daai mieliepit wat 'n mielie word. Hy het die DNA klaar van daai mielie tot daai, hy lyk nie so nie, maar die binnekant het die Here my toevertrou met werk. En terwyl ons hom vertrou vir die voorsiening, ek gaan dit weer sê. Bly getrou en wees getrou in God se werk, wat hy aan ons toevertrou het, terwyl ons hom vertrou om Lichtenburg uit te sorteer. Wat doen ons? Ons wil Lichtenburg eers uitsorteer voor ons worry oor die siele. So, daar moet 'n balans wees. Amen. OK, kom ons gaan aan. Wie wat so wonderlik is, as ons dit doen wat ek nou gesê het. Vertrou die Here. Doen die werk. Here soek 'n getroue rentmeester terwyl ons hom vertrou vir die goeie vir die voorsiening. Wat gaan gebeur is as die werk gaan plaasvind en dit realiseer, wat gebeur met die vyand? Depressed en wat? Bevrees. Die vyand gaan agterkom, hierdie kan net die Here wees. En dit is die Here. Hy is die jaloerse God. Die eer gaan na hom toe kom. Amen. Dit gaan nie wees een of ander Hans Nel bande of Nico Grobber praktyk
wat die ding uitgesort het nie. Dit is God wat dit gedoen het, want dit gaan blywend wees. Amen. Wat sê ons vir mekaar? Julle kan hom gooi. God wil jou gebruik. Hoor dit vandag. Amen. God wil jou gebruik. Amen. Jy is 'n massiewe aanwinst vir hom om deur jou en in jou te werk, om sy werk uit te brei sodat meer mense kan inkom. Jy het 'n unieke persoonlikheid. Kyk net na hierdie gesiggie. Is dit nie uniek? Dis hoekom my naam Unico is. Met sekere talente, en jy het mense teikens in 'n sweer wat ek en Dawie, ek het voorheen gesê, nie gaan by uitkom nie. Jy het net 'n manier om met daai, amper seker lelike woord, daai mensies te werk. Pragtig. Sekere teikengroep. En die Gees wil ons, hoor hierso, hy wil ons liggame gebruik. Dit klink nou, moenie, dis nie ketter nie, moenie worry nie. Hy wil ons liggame gebruik om in ons te werk sodat hy ander siele kan bereik. Vader wil ons gebruik. Mense, dit is nie kettery. Gaan kyk. Hy sê in Timoteus, bid met alle kinds of prayers vir die regering en mense om jou, sodat jy rustig kan lewe. En ek wil hê dat alle mense moet gered word. Maar hoekom doen hy dan self nie? Nee, hy wil hê dat jy deur gebed, intersessie, tussen beide staan. Het daar lig vir julle oopgegaan vanoggend toe ek voor die Vader staan? Het dit vir julle sin gemaak? Jy met al jou ou nous kan nog steeds voor die Vader kom staan, want jou skoongewaste bloed is die een wat die lig keer, die wrath van God op Germans, die Germans van die lewe. So hierdie was net 'n gebed wat ek julle geleer het uit siele om te red, maar genesing, huweliksprobleme, enige iets kan jy die Vader vertrou, want onthou mense wat kinders van die Here is en hulle siek, kan nie bid nie, en daar staan ek en jy ook nou in vir hulle. Sy arms is swak. Goed, daar staan ek in. En mamas, broers en susters, ons moet regtig daarvoor bid. Goed, dan, Jesus se gedelegeerde autoriteit in jou het groot krag. Die Heilige Gees saam met jou het groot krag in die geestelike riem met 'n massiewe uitwerking in die natuurlike riem. Jou authority, jy's 'n kragsentrum man, jy's 'n kragstasie. Die potensiale krag wat binne jou is as gevolg van die Heilige Gees en die autoriteit wat jy het groot krag. Wat is die verskil tussen autoriteit en krag? Autoriteit is wat? Die toestemming om iets te doen. En die krag is wat? Die vermoë om iets te doen. Dis binne ek en jou. Nou gaan ek 'n bietjie afsluit. Dit word vrygestel deur gebed. Nou, heaven can't invade earth without prayer. Nico, jy ketter, gaan lees jou Bybel, Matteus 6. Die Bybel sê, hoe die Vader ons geleer. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Soos in die hemel net so op die aarde, laat u koninkryk kom, soos in die hemele, so ook op die aarde. Hoekom moet ons daarvoor vra as hy dit self kan doen? So, heaven can't invade earth without your prayer. Without prayer, the church is a social club. No power, no presence. Dis die mure. Without prayer, the church is a social club. There's no presence, no power. Dis hoekom ons met mure bou. Ons moet daai presence van die Here binne hou, sodat die power op die mure kan kom, en ons vir die mense daar buite kan wys, hoe werk God. God se presence moet beskerm word. En die vyand gaan deur division en destruction kom, en ek en jou die volste reg gee om te skinder van Dawie en Pietie en Koos in hierdie kerk. Want waar mense is daar verskille. Ons het vanoggend in die gebedskamer, het ons so 'n rangskikkingkie gesê, en Tolly soos ek, en die droë rangskikkingkie het seker reg op goedjies, en daar so enetjie wat so hang. En Tolly wou die hang enetjie reguit maak, maar die hang enetjie wil so wees. Okay, so as almal, kyk, ek weet dit is moeilik om dit te antwoord. As almal soos ek is, kom ons los daai ding, maar as almal soos German gaan wees, dit gaan baie, nee, dit gaan nice wees, German. Kan ek op die spot sit. As almal soos ek gaan wees, dit gaan 'n boring dorp wees. Kyk hoe vlei, Jules ken my so lank en hy vir my. Hoor julle? Goed, en hoor hierdie enetjie, jy het iets genoem vandag wat my liggie aangegaan het, en dit is die laaste sin, jy het my preek gesteel. Hy het die woord gebruik, oorbidding. Hier is die laaste sin.
Ons moet verander van reaktiewe gebed, elke keer as daar moeilikheid is, na proaktiewe gebed. Dis voorbidding. Nog voor goed gebeur, dis wagters op die mure. Hoekom wil jy nou wag tot die boot sink en jy het nog nooit die toue gecheck nie? Voorbidding is om voorsorg te tref voor die moeilikheid kom. En as jy voorsorg tref, gaan die moeilikheid uitgesorteer kan word. Ons het by die sel hierdie week gepraat oor Dawid. Rowyn het gepreek laasweek oor Dawid. Hoe Dawid daai hamer probeer aantrek het en hy kon nie. En hy het gesê ek kan nie. En hy het alles afgevat en hy het sy slingerveldjie en 'n paar klippies gevat, dit wat hy ken en hy die vyand gaan verslaan. En ons almal dink, Dawid. Here. Nee, Dawid was voorberei. Dawid was in die vlakte van Ou voorberei met wat? 'n jakkals. 'n rooi kat. Luiperd. Hy's nie in die Bybel nie, moenie worry nie. Leeu. Beer. Julle met my. So hy's voorberei om daai werk te kan doen. Proaktief. Toe sê ek vir hulle, "Ai, maar ek het gedink Dawid het in die aand langs sy lammetjies gelê dan sê hy, Here, skerm my in die onheil." Nou lees ek daar's 'n beer en 'n leeu en 'n ding. Waar was die Here dan? Nou ek speel 'n bietjie devil's advocate. Hy het dan gebid, dan moet niks gebeur nie. Nie gebeur nie, maar my kinders moet beskerm, my skapies. Dink julle hy is beskerm gewees? Dink jy sy gebede is verhoor? Want ek lees dan van beere. Wie van julle het al gebid ook en dan kom maar beere en leeu's julle lewens in? En dan wonder julle, Here se gebede werk nie vir my. Dan gaan 'n Goliat kom in jou lewe wat jy daai beere wat jy moes geleer het, is die Goliats plat. Amen. Moenie afkyk in die mirakas wat jy maak. Al het jy daai verkeerde keuse gemaak in ou en dit raak 'n luiperd of wat ook al. Here gebruik hy luiperds eendag die Goliat te klap. Amen. Amen. Kom ons maak. Vader, dankie. Dankie vir u woord vanmôre. Here, dankie dat u met ons as eenvoudige mense maar met soveel massiewe potensiaal. Here, dankie vir u werk. Here, ons wil nie sonder Nehemia gaan nie. Ons wil nie sonder die Comforter gaan nie. Ons soek die Heilige Gees nog meer in ons lewens, Here. Ons dink ons kan ons eie ding doen. Die wêreld het 'n manier van dinge doen, Here, en dit lyk lekker. Nike en al die dinge lyk lekker. Dit lyk goed, Here, maar ons is tog eenkant gesitte mense. Ons moet anders te lyk, Here. Ons moet dinge anders te doen, want ons speel baie keer in ou. Vader, my gebed is vanmôre, ek begin myself. Ek wil nie in ou bly nie, Here. Ek word soontoe getrek, ja. Maar Here, ek wil nie daar bly nie. Ek wil nie daar talm nie. Ek wil besig wees met nie. Ek wil besig wees die goeie. En dit is dit jou hart is, sê dit in jou hart vir die Here. Ek wil die goeie werk doen. Ek wil bly, wil dit verklaar die hele tyd en ek wil nie kompromie maak. Sê dit vir die Here. Tyd met die Here. Sê vir die Here. Here, ek ou is daar, maar ek wil nie daar bly nie. Dankie dat ek kan leer uit ou uit. Dankie dat ek weet u maak my sterker vorentoe. En as daar van julle wat hier sit vanmôre wat voel, hierdie ou praat van redding en hy praat van liggies in hart aangaan en jy weet nie of jy saam met die Here is terwyl ons oë toe is. Van julle sit hier vandag en voel jy's nie seker. Ek gaan 'n gebed doen nou om seker te maak dat ons vandag almal van ons wat hier sit, dat ons by 'n plek gaan kom en die Here praat nou uit vanuit liefde uit na jou. Hy oordeel jou nie. Ek tree nou tussen beide, daai lig van rooi is nie op jou nou nie. Want nou bid ons en hierdie gebed kom die Here en hy sê, enige iemand, hy het die wêreld so lief, hy het jou lief. Wat ook al met jou gebeur het, hy wil inkom in jou hart en jou van binne af uitsorteer en skoonmaak en regmaak. Jy het allerlei dinge al probeer. Maar vandag is daai dag. Jy het vanoggend gevoel toe jy wakker word, hier gaan iets gebeur. Kom bid saam met my. Jy sal hoor mense bid saam met jou. Abba Vader. Here, u ken my. U weet van my. Here, ek glo
dat die Here Jesus vir my sondes gesterf het. Ek glo, Abba Vader, dat U Jesus opgewek het uit die dood uit, nadat hy gekruisig is, vir my gesterf het. Dankie dat hy opgewek is, en hy sit aan die regterhand van U Vader, waar hy vir my intree, waar hy vir my bid, dat ek vandag sal inkom. Ek neem U Gees aan, Jesus. Kom maak my skoon. Dankie dat ek nou skoon is. En dat as ek vandag sou sterwe, dat ek hemel toe sal gaan. Dankie dat U my liefhet, Vader. Terwyl ons oor toe is, daar enige iemand wat vandag hierdie gebed gebid het en dit verstaan het en in is en voel ek is deel van U koninkryk. Daar enige iemand wat vandag hier sit. Wat voel het die vandag die Here aangeneem. Ek maar jou hand op. Vader, dankie. Dankie vir die goedheid. Dankie vir U guns, Here. Dankie dat ek U kan eer, Here. U is en dat U 'n opdrag het vir elkeen van ons. Mag ons uitgaan in hierdie week dit doen. Ontvang die seën van die Here. Die Here seën jou en hy behoed jou en hy beskerm jou en hy roep jou om mure te kom bou. En hy sê vir jou daar's werk om te doen. Meld aan. Jy het 'n massiewe plek in sy koninkryk. Amen. En jy sal mense in daai tyd wees om vir julle te bid, as daar enige mense wat gebed nodig het. Geseënde dag. Maak nou lekker kossies vir mamma. Sy sal die was goed en die skottelgoed was. Alles is reg.